waar is die bloed eens gestort? Vir die mens met sonde besmet. Dierbaar is die sterk Seun van God, net sy bloed alleen kan ons red. Al is ek so ver afgedwaal, en my hart vol sonde en vrees, ja, was my in die bloed, en beter dan sneeuw sal ek wees, beter dan die sneeuw, beter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en beter dan sneeuw sal ek wees. Hy die doringkroon zwaar gedra, en die kruis het hom laat beswyk, skandelik veracht en verslaan, maar hy het sy doel nog bereik. Mag ek die fontein ook ontmoet, waar ek beneer kan was, o ja, was my in die bloed van die lam, en beter dan sneeuw sal ek wees, ja, beter dan die sneeuw, beter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en beter dan sneeuw sal ek wees, ja, beter dan die sneeuw, ja, beter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en beter dan sneeuw sal ek wees, ja, beter dan die sneeuw, ja, beter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en beter dan sneeuw sal ek wees. Is jy daar waar jy altyd bly in Jezus? Is jy in die ware wynstok gereed? Daar is rus vir elke sorg, en aanbidding by jou word, daar's oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. Is jy daar waar jy altyd bly in Jezus? Is jy in die ware wynstok ingeënt? O ja, daar is rus vir elke sorg, en aanbidding by jou word, daar's oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. Is jy daar waar jy altyd bly in Jezus? Is jy in die ware wynstok ingeënt? Daar is rus vir elke sorg, en aanbidding by jou word, daar's oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. Is jy daar waar jy altyd bly in Jezus? Is jy in die ware wynstok ingeënt? Daar is rus vir elke sorg, en aanbidding by jou word, daar's oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. O, is jy daar waar jy altyd bly in Jezus? Is jy in die ware wynstok ingeënt? Daar is rus vir elke sorg, en aanbidding by jou word, daar's oorwinning vir jou, ja, tot aan
aan die eind. Yes, halleluja. Prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus. Halleluja. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons nou kan kom en uitroep onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie Here Jesus, dat u het gekom, een liggaam is vir u voorberei. Vader het u gestuur om die wil van die Vader te doen, en ons dankie u Here het kom doen. Halleluja. So dankbaar, dat u vir ons die voorreg gegee het, dat ons die Heilige Gees ook deuragtig kon word, en ons besef in hierdie dag, dit wat u woord gesê het, is so waar, dat ons moet in die ware wynstok ingeënt word. Dankie dat u die wingerdstok is, dankie dat ons die lote is wat ingeënt word. Dankie Here dat ons besef in hierdie dag, dat al die lewens onderhoud vloei uit u in ons geeste, sodat ons behoue kan bly. Ja, Here, gevoed kan word deur u wat die brood van die lewe is. Ja, en kan drink van die beker, want u is waarlik die bloed van die Nuwe Testament. Halleluja. Dankie dat ons weet in hierdie dag, soos ons gesing het ook, bitter dan die sneeu. Kosbaar is die bloed van die lam, en Here, ons is so dankbaar, dat ons kan die een oomblik sonder u kosbare bloed gaan nie. Baie, baie dankie vir 'n voorreg wat ons dan in hierdie dag het, om aan 'n tafel te kan sit, wat u self vir ons voorberei het, en berei het. Halleluja. En u het self bedien, aan ons hierdie tafel, u liggaam en u bloed. Halleluja. En daardeur het ons deel geword van 'n bloedgewaste gemeente. Gemeentes van Christus, waarvan u self die hoof is. Halleluja. Baie dankie, ons weet dat as ons in hierdie dag drink, Here, en ons eet, besef ons, dis u liggaam en dis u bloed. Dat ons dan waardig sal wees om te kan eet en drink van die tafel van die Here. Halleluja. Here, daar is niks wat ons kan waardig maak, soos die bloed van Jesus self. Oh, halleluja. Ons wil baie dankie sê, dat u ons die kennis gee deur die Heilige Gees, sodat ons ten volle kan besef, wat is die bloedoffer vir ons? Daar is niks anders op hierdie aarde, en in die hemel, wat so kan werk, soos die bloedoffer nie. En daarvoor loof ons hier in hierdie oomblik. Daarom wil ons dankie sê, Here, dat ons weet, dat wanneer ons met die bloed van die Here besig is, en ons het het gebruik soos die woord van die Here sê, dan sal die verderwer verbygaan, en ons sal oorwinnaars wees. Want die woord sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en die woord van hulle getuienis. Baie, baie dankie, Here, dat ons dan nou aan die tafel kan sit, en ons weet, Here, ons bid altyd vir die siekes, en ons dankie dat ons dit in hierdie oomblik kan doen. Ons bid vir die siekes, Here, want deur u wonde het daar genesing gekom, en ons dankie daarvoor. Ons bid vir al die gebedsversoeke. Die Here Jesus, wat ons het deur die bloed van die Nuwe Testament nader gekom, ja, so nader tot binne in u. Halleluja. En daarom kan ons, weet ons dat ons gebede geantwoord sal word, en ons prys u ook daarvoor. Dankie, Here, vir alles waarvoor ons altyd bid,
want ons weet dat die Here hoor en hy antwoord. Halleluja. U het dit bewerk, en deur u bloed is dit bevestig. Verheerlik u self nou. Here, laat elkeen wat 'n oor het, sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê, wanneer die woord uitgaan. En ja, Here, laat elke oor bestryk sal wees met die bloed van die lam, sodat die waarheid alleen ingang sal vind. Dankie dat ons nou by die tafel van die Here kan kom, en die Here Jesus, wanneer ons dan eet en drink, laat dit sal wees tot u gedagtenis. Baie dankie, Here, want wanneer ons dink, alles wat u deurgegaan het vir ons, besef ons net een, daar is niks wat ons kon loskoop van die wêreld, uit elke stam, volk, nasie en taal, soos die bloed van Jesus. Daar is niks wat ons onder die wet kon uithaal, en u het ons losgekoop van onder die wet met sy gebooie uit te kom, sodat ons die vryheid in die Here kan smaak as gevolg van sy bloed. Baie, baie dankie, Here, dat u dan ons nou so saam seën, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons gaan aan die tafel van die Here sit in hierdie oomblikke. Halleluja. En ek dank die Here dat hy self die lam voorsien het, en daarom word Johannes die Doper uitgeroep. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Halleluja. Oh, halleluja, prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus, ons dankie, halleluja. Prys die wonderlike naam. Halleluja. In die nag waarin u verraai is, Here, nadat u gedank het, die brood geneem en dit gebreek. En ons dank die Here. Is daar reeds gedankie oor, en ons gaan vir die Here baie dankie sê. Hou jou broodjie so in jou hand in, sê vir die Here baie dankie, dat jy van sy liggaam kan eet, want dan, sê die woord, het jy lewe in jouself. Halleluja. Dankie Here, vir hierdie voedingswaarde, vir ons hele liggaam, geestelike lewe, in u wonderlike naam. Prys u. Kom ons gaan dit eet, en die naam van die Here eer daarmee. Halleluja. Amen. Dankie Here Jesus, ons prys u. Here, waarlik kan ons in hierdie oomblik sê, soos die koortjie, ons sê net dankie. Dankie aan die Here. Dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie dat ons daardeur versadig word, gevoed word. Dankie dat u het uit die hemel neergedaal om dit vir ons te bring. Ons prys u daarvoor. Halleluja. Ons wil ook dankie sê vir u bloed. Dankie vir hierdie beker. Here, want dis die teken dat u bloed gestort het vir elke ene van ons. Halleluja, tot vergifnis en reiniging van sonde. En daarom wil ons bid dat die bloed van die Here in hierdie dag sal werk in elke lewe, soos wat ons die beker gaan drink. Dat dit sal deurwerk in elke binneste. Alles gereinig word, skoongemaak word, bande gebreek word, want dis u kosbare bloed. Halleluja. Ons sê dankie Here, omdat ons weet, die bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Halleluja. Here, baie maal is dit ons wat die bloed verloor, want ons staan onverskillig teenoor die bloed van die lam. Gee genade in die dag, wanneer ons eet en drink, dat ons waardig sal wees, die bloed van Jesus ook. Baie dankie,
dat u bloed in elke lewe werk, soos wat u dit bepaal, waarvoor u dit gegee het. Dankie daarvoor in u naam. Nadat die Here gedank het, die beker geneem en gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament, drink daarvan en doen dit tot my gedagtenis. Kom, ons gaan dit saam drink. Ja, prys die Here, halleluja. Ons sê net dankie, dankie aan die Here. Oh, halleluja. Kosbaar is die bloed eens gestort. Vir 'n wêreld van sonde en vrees. Prys die Here. Ek wil een van die bekendste gedeeltes, ek is pastoor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705, en ons sê vir die Here dankie, dat ons dan in hierdie dag so saam kan wees, en kan luister na die woord van die Here. Wanneer ons gaan kyk na die woord van die Here, daar is een versie in die woord wat vir my baie belangrik is, en Paulus herhaal hierdie versie wanneer hy praat oor die avondmaal. Nou, ons sien dit, dat die Here Jesus is interessant, dat dit wat die Here oor sy bloed gesê het, is eintlik net in 3 verse in die 4 evangelies gegee. Ek meen, die spesifieke doel. Hy sê in Matteus 26 vers 28, hy sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Dan kom hy in Lukas 22 vers 22, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort is. Nou, daar is iets wat in hierdie 2 verse baie belangrik is. En dit is dat, hy sê wat vir baie uitgestort is tot vergifnis van sondes. Nou, ons lewe dit almal en ons besef dit almal wat kinders van die Here is, dat die bloed van die Nuwe Testament is uitgestort tot vergifnis van sonde en reiniging van sonde. En hierdie is so belangrik om dit te weet. Waarom het die Here gesê uitgestort? Ek wil net teruggaan na wat die woord van die Here ons leer. Halleluja. En dit is dat wanneer ons gaan kyk in die Nuwe Testament, dan sien ons 'n wonderlike ding gebeur. Ek wil dit net so vir u stel. Die liggaam van die mens bestaan uit vlees, bloed, siel, lewe, gees en natuurlik ek weet daar's 'n senuweestelsel en daar is al daardie ander goed. Maar die raamwerk, as ek net kan praat van die raamwerk van die liggaam van die mens, dis die vlees, bene, senings, spier. Dit hou alles vas, sodat senuweestelsel kan werk, sodat die liggaam, die bloed kan vloei, sodat daar voedingswaarde opgeneem kan word, en al die ander organe kan functioneer in die mense liggame. Maar daar is, as ek het in Engels gereed, daar was 'n body nodig. Dit is net soos 'n kar se body. As jy 'n kar se body daar sit, dan is dit net 'n body. Daar is niks nie. Daar is niks nie. Dis 'n leerdop, hy het nie vensters in nie, hy het niks in nie. Is miskien die deure en die boot en die bonnette, ja. Maar die body van die mens, dit meen hierdie liggaam van die mens, wat jy
wat jy kan waarneem is vlees, bene, seninge, spiere ensovoorts. Nee. Maar dit is wat die liggaam aan die beweeg hou. Al hierdie dinge. En wat interessant is, die ou vlees, hierdie ou vel, hy is die grootste beskerming van alles in die liggaam. Alles. Hierdie vel van ons. En wanneer ons na die woord gaan kyk, dan sien ons dat God het, hy sê dit in Genesis ook, ek wil het so, daarom kon God uit die ribbebeen met vlees, bloed, siel, lewe, gees vir Eva opbou, sodat Adam en Eva een mens kan wees. Onthou, die Here het Eva opgebou. Adam is geskaap uit die stof van die aarde. Eva is opgebou. Genesis 2 vers 21, toe het die Here God 'n diepe slaap oor die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. Dit been, die Here het daai ribbebeen met vlees en alles uitgehaal, en toe maak die Here hom weer toe. Halleluja, met vlees. Hy sê in Genesis 2 vers 23, toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my bene, vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Nou sê die woord van die Here, die Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. Nou wat interessant is, een vlees, want haar vlees bestaan uit Adam se vlees. Haar gees uit Adam, en hierdie is baie interessant. Haar bloed uit Adam. Haar lewe uit Adam. Sy het nou deel geword van 'n liggaam, en hierdie liggaam word die mens genoem. Daar is net iets in die mens wat nie dieselfde is by alle mense. Glad nie dieselfde is. En dis die siel van die mens. Die siel van die mens is die afgesonderde deel van elke mens. En dis waarom hy sê, as die siel sondig sal hy sterwe. Dit weet een mens sondig en dan sterwe almal nie. Nee. Die siel wat sondig moet sterwe. Die Here het net gesê, die dag as julle eet sal julle sterwe. En dit het hy gesê vir elke siel van elke mens. So, die mens Eva is presies dieselfde as Adam. Haar liggaam verskil ook, maar haar siel is heeltemal anders as die van Adam. Sy het haar eie siel, en Adam het sy eie siel. En so die mens regdeur van daaraf, elkeen het sy eie siel. Ek weet, wanneer ons kom by Dawid, en hy kom by die stamme van Israel, en by Hebron, dan sê hy, u been en u vlees is ons. Ek meen, daar word vir Dawid gesê, u been en u vlees is ons in. Halleluja, want ons is almal Israeliete, so, ons het dieselfde vlees en dieselfde been, maar nie een van hulle het dieselfde gees, siel nie. Gees, ja, dieselfde, al die ander goede. Hy sê in Job 10 vers 11, hy sê, met vel en vlees het u my bekleed, en met beendere en senings het u my deurvleg. Halleluja. Is nie wonderlik nie. In wie se hand is die siel? Dis in die hande van die Here. Dis baie duidelik in die woord het. Nou, ons het al gehoor van, wat ek het al 'n paar keer genoem, en toe Abel doodgeslaan is, toe sy bloed geroep na die Here. En ons weet van die bloed wat gesmeer is aan die deurposte, en die Here het gesê, as ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Maar hier is 'n baie belangrike ding. Die dier waarop Aaron sy hand gelê het, is eintlik die sonnebok. Wanneer hy geslag word,
is baie interessant, hy word geslag voor die tent van samekoms. En dan moet die seuns van Aaron, moet die bloed teen die altaar uitgooi. Nou, hier is 'n baie belangrike ding. Wanneer ons na die Ou Testament gaan kyk, en ons kom na die Nuwe Testament, dan sien ons baie dinge, die gebeur eintlik dieselfde. Hy sê, Levitikus 4 vers 5, dan moet die gesalfde priester van die bloed van die bou neem en dit na die tent van samekoms bring. Waarna toe moet die bloed gebring word? Na die tent van samekoms. Nou sê hulle so maklik vandag, ja, ons moet nie ons onderlinge byeenkomste nalaat nie. Ons moet nie ons samekomste nalaat nie. Nuwe vertaling praat nie van onderlinge byeenkomste, hy praat van samekomste. So, samekomste, ek meen, ons het die salwing van die Here Jesus. Ons het die salwing. Ja. So wat moet ons dra na die samekomste? Kom bietjie. Wat moet ons dra na die samekomste? Die bloed. Halleluja. Luister baie mooi. Hy sê, maar elke sondoffer waarvan 'n deel van die bloed in die tent van samekoms gebring word, wat? In die tent ingebring word. Dit meen, in die kerk ingebring word. Nou vra ek net vandag, wat word vandag in die kerk ingebring? Word die bloed nog steeds ingebring? Nee, want hulle preek nie eens meer oor die bloed nie. Rockmusiek. Nee. En dit is waarom hulle al hierdie wêreldsgesindheid en al hierdie liggies en al hierdie musieke en weet jy wat se gemors alles in die kerk het vandag nie. Want die bloed word nie meer ingedra nie. Nou hier's 'n interessante ding. Net 'n bloedgewaste wat gedurig deur met die bloed van Jesus besig is, wanneer hy opgaan na 'n samekoms, weer na 'n kerk toe, dan dra hy die bloed in. Maar weet jy wat interessant is? Hierdie mense wat die bloed kan indra, broer, hulle word stil gemaak, want die prediker weet niks van die bloed af nie. En wat word gebeur wanneer dit gedoen word? Om in die heiligdom versoening te doen. So, die bloed moet in die samekoms ingedra word, sodat daar versoening kan wees. Halleluja. Deur die bloed. Nou hier is 'n interessante ding. Ek weet, die seuns van Aaron het die bloed teen die altaar gegooi. Die kerk, die Pinksterkerk, nie alle kerke nie, die Pinksterkerk het die altare weggevat. En weet jy wat het hulle gebou in die kerk? 'n doopbad. Baie interessant. Hulle vat die altaar weg en hulle bou 'n doopbad en nou sê hulle, hy wat glo en wat doop sal gered word. Terwyl daar geen versoening is, behalwe deur die bloed nie. Maar daar staan nie altare vandag in die kerkie, en daar is niemand wat die bloed weer indra nie. Ons is priesters en konings gemaak vir sy God en Vader, deurdat hy ons gekoop het deur sy bloed. Halleluja, het ons konings en priesters geword. En ons as priesters moet die bloed indra na die samekoms, en ons moet die bloed op die altaar sprinkel, sodat die mense wat by die altaar gaan, waarlik gered word, deur die bloed verlos word, vrygemaak word, versoen kan word met die bloed van die kruis. Wat het daarvan geword? Julle stap vandag soos 'n klomp droë takke in die kerk. Hoor wat sê die woord van die Here. Halleluja. Hy sê in Johannes die 15de hoofstuk, eerste vers, hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Halleluja. Hier sê interessantheid. Hoe maak God die Vader wat die landbouer is in my en jou as loot skoon? Hoe maak hy ons skoon? Deur die bloed.
Daar is niks anders nie. Sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle spreek. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wingerdstok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok. Julle is die lote. Nou hier is 'n interessante ding. En dit is dieselfde sap wat in die wingerdstok is, word in die lote opgestoot. So dieselfde bloed, want die wingerd praat van die bloed. Halleluja. Die wyn praat van die bloed. So, wat gedurig in my opgestoot word die hele tyd, want ek is ingeënt op die ware wynstok. Is waarom ek gesing het, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, ingeënt, sodat sy lewenssap in jou opgestoot kan word. En waarin is sy lewe? Sy lewe is in sy bloed. Dit meen dit, wat die ware wynstok in my liggaam, as 'n loot opstoot, is die bloed. Die lewensbloed. Halleluja. Ek wil verder gaan. Dit meen net een ding. Wat ek laas Sondag gesê het, want die siel van die mens, van die vlees, is in die bloed. Die Engelse woorde, die Engelse Bybel sê dit so mooi, for the life of the flesh is in the blood. Dit meen, hierdie ou vlees, hierdie liggaam, die lewe van hierdie liggaam, is in die bloed. En Christus is die oorsprong van hierdie lewe. Dit meen, dis sy bloed, halleluja. Prys die naam van die Here. En ons weet, hy sê dit ook, hy sê, for it is the life of all flesh. The blood of it is for the life thereof. Dit meen, die bloed is die lewe van die mens. Halleluja. En dit is net so. Prys die Here. En wat vir my wonderlik is, wat die Here hierso sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Nou, hier is die antwoord. Hy sê dit in 2 verse, eintlik in 3 verse, wat vir julle uitgestort word. Alles, prys die Here. Dit meen, wanneer ek na die Here Jesus kyk, toe hy gebore word, hy sê, jy het vir my liggaam berei, en hierdie liggaam, toe hierdie liggaam gebore word, toe het hierdie liggaam 'n vlees, uit bene, uit senings, uit spiere, hy het bloed in, hy het 'n siel in, hy het lewe in, en gees in. So wat het hy? Vlees, bloed, siel, lewe, gees. En hierdie 1, 2, 3, 4, 5 dele vorm die liggaam van die mens. Halleluja. Ons is die hele tyd besig met net 3. Ons praat van die liggaam, die siel en die gees. Halleluja. Is heeltemal reg. Maar die belangrike deel is die siel wat in die bloed is, en dit is die lewe van die mens. Halleluja. Die siel wat in die bloed is, en dit is so belangrik. Die Here Jesus sê, hy sê, ek stort dit uit vir almal. Wat stort hy uit? Nou, hoe kom jou bloed uit jou liggaam?
as jy gesny word, as jy seer gemaak word, dan loop jou bloed uit. Nou, dit is wat die Here gesê het. Ek het alles in my. Ek is vlees, ek is bloed, ek is die lewe, ek het 'n siel en ek het 'n gees. Dis wie ek is. Ek, Jesus, net soos wat julle is gemaak na my beeld en gelykenis. Maar ek het aarde toe gekom en ek het vlees en bloed deelagtig geword, sodat ons in gelykheid kan staan. Dit sê die woord. Net soos wat julle vlees, bloed, siel, gees en lewe in julle het. Dis presies wat ek in my het. En op die 8ste dag is ek besny. Dit meen daar het my bloed gevloei terwille van die nuwe verbond. Dit meen die Here Jesus het deur die bloed gekom. Op die 8ste dag is hy besny. Hy het deur die bloed gekom, daar het sy bloed gevloei. Maar hy sê ek gaan dit uitstort. En waaraan het die Here Jesus sy bloed uitgestort vir ons? Hy is geslaan, gegeesel, sy bloed het gevloei. Hy het 'n doringkroon op sy hoof gekry, sy bloed het gevloei. Hy het aan die kruis gaan hang, vasgespijker, en sy bloed het gevloei. Dit meen, hy stort sy bloed uit aan die kruis vir ons almal, maar hierdie bloed wat hy uitstort, word 'n fontein van lewende bloed, wat nooit kan ophou vloei nie. Halleluja. Dis waarom daar net een offer is. Want uit daai een offer, bloedoffer aan die kruis, het die Here Jesus se bloed gevloei, en dit vloei aanhoudend. Dis waarom hy sê, uitgestort word. Dit my bloed sal uitgestort word. Dit sal hy sê hierdie mooi woorde, Lukas, hy sê hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Want ek is die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament is vir my geskrywe. En dit is alles in my bloed. Maar ek gaan dit uitstort, sodat julle, wat julle siel, julle vlees, julle siel, julle gees, die lewe wat in julle is, dat alles, die bloed in julle, dat alles met my bloed tot 'n nuwe mens geskep kan word. 'n nuwe mens, wat 'n mens? 'n geestelike mens. Halleluja. Dis waarom jy op die vingerstok jy moet sorg dat jy ingeënt bly. Halleluja. En wanneer ek natuurlik na Openbaring toe gaan, die 14de hoofstuk hier van die 15de vers af, dan lees ons van die wingerdoeste wat die Here Jesus gaan 'n wingerdoes kom afoes, die dag as hy kom. En die engele gaan die ander een afoes. Nou hier is 'n interessante ding. Nou, daar is aan die einde van die dag net een oes, en dis die wingerdoes. Maar hy gaan 2 dele hê. Dit kom daarop neer wat ons lees in Matteus 25, die 5 wyse en die 5 dwaase maagde. Die 5 wyse maagde het ingeënt gebly op die ware wingerdstok. En die wat ingeënt gebly het, die Here sal kom en die Here sal hulle afoes vir homself. Die ander sal deur 'n engel afgeoes word en hulle sal die paskry beland. Dit het alles met die bloed van die Jesus te doen. Alles. Halleluja. Dan sê hy dat die wat die vlees van die seun van die mens eet, en die het lewe in hom, en die wat sy bloed drink, die het ook lewe in hom. En die woord sê, Handelinge 17 vers 26, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. Uit hoeveel? Wat se bloed? Een bloed. Dit is dieselfde bloed wat Adam gehad het,
is dieselfde bloed wat Jesus ook deuragtig geword het. Dis dieselfde vlees. Net met die verskil, sy bloed het geen sonde nie. Sy siel het niks gesondig nie. Sy gees, sy vlees, nie een van dit, die lewe in hom, kon nie beheer word of oorheers word deur die werke van die vyand nie. Hy was absoluut vry. Nou moet jy baie mooi luister. Dit meen, halleluja. Dit was vir my mooi toe die Here het vir my wys. En dit is dat, toe die Here Jesus hom die dag laat doop het, wil jy moet nou oplet, toe het hy daar gestaan, met 'n vlees, met bloed, met 'n siel, met die lewe, en met 'n gees. Volmaakte mens, sonder sonde. Nou wil ek dit vandag weer sê. Moenie iemand doop as hy nie gelijkvormig geword het aan Christus. Dit meen in sy vlees, dat sy bloed, ek wil amper sê vervang is met die bloed van Jesus. Die siel is nou gered deur die bloed. Die gees, halleluja, my gees word nie vervang nie, maar dit kom daarop neer, dat ek moet nou die gees van Christus in my hê. En my lewe, wat in my bloed is, ek wil amper sê, word vernuwe na die lewe van Christus. Voordat hy gedoop is. Ek kan dit nie genoeg herhaal nie. As jy self nie oor die bloed preek nie, ek wil vir jou sê, moenie wag om mense te doop nie. Moenie, as jy nie dit wat die Here gesê het, wat vir baie uitgestort word, wat my bloed, want dis my lewe, my siel, halleluja, dis my gees, dis my vlees, dis alles, want die vlees moes besny word, of uit mekaar gesny word, sodat sy bloed kon uitvloei. En nou kom ek, en jy en ons preek, en ons sê, hy wat glo en wat doop sal gered word. Die bloed, die nuwe mens, luister nou baie mooi, ontstaan voor die doop. Pastor, is onmoontlik, want die nuwe mens is die innerlike mens, dis die een wat jy nie kan sien nie. En net die bloed kan die verandering bewerk in 'n mens, net die bloed. Maar, om hierdie nuwe mens ten volle te laat lewe, moet ek saam met Christus gekruisig word, ek moet saam met hom sterwe, ek moet saam met hom begrawe word, en dan kan ek saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe te wandel. Halleluja. Luister nou baie mooi, dit meen hierdie nuwe mens, moet die ou mens nou aflê. Jy kan nie na die doop vernuwe word nie. Jy moet voor die doop 'n nuwe mens word. Deur die bloed, in wat? Jou vlees, jou siel, jou eie bloed, halleluja, jou lewe en jou gees, moet alles vernuwe word, voordat jy gedoop word. En dit kan alleen gebeur deur die bloed. En hier is 'n interessante ding. As jy nou sterwe, nadat jy 'n nuwe mens geword het, want Christus het dit aan die kruis gedoen, sê hy dit nie in Efesiërs nie. Sê hy nie, hy het dit in Efesiërs het dit aan die kruis gedoen nie. Halleluja, kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat sê hy hierso? Prys die Here. Efesiërs.
2 vers 15, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy deur die vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Halleluja. En albei in een liggaam met God kan versoen deur die kruis, waar die bloed van die kruis. Dit meen die bloed van die kruis versoen my met God. En dit maak van my 'n nuwe lewe. U moet nou baie mooi luister. Die Here Jesus was hierdie nuwe lewendmakende gees wat ons as 'n ou mens kan omskep tot 'n nuwe mens. Hy was dit gewees voordat hy gedoop is. Halleluja. Maar hy moes hom laat doop om alle geregtigheid te vervul. Dit sê die woord. En hy moes gedoop word met die Heilige Gees. En toe hy aan die kruis hang, jy moet nou baie mooi luister. Nou moet ek eers deur die bloed van die kruis vernuwe word. Gees, siel, liggaam, bloed, lewe, alles wat ek het, moet vernuwe word. Sodat ek die ou mens kan kruisig. Nou werk ons eers nie deur die bloed van die kruis versoen word, dan laat ek my dood. Want dan is die dood vir my 'n redding ook. Wat 'n redding? Redding van die oordeel. Dis baie duidelik in die woord van die Here. Net soos by Noag hulle, die water het Noag hulle gered van die oordeel. Die water het nie Noag hulle se siele gered nie. Hy het hulle net gered van die oordeel. Nou red die doop ons ook. Van wat? Van die komende oordeel. Nadat ons 'n nuwe mens word. Maar wat hier wonderlik is, omdat alles in die Nuwe Testament in hierdie een beker is, in die bloed van die lam. Die oomblik as ek my laat doop en ek vervul hierdie geregtigheid, dan hierdie geregtigheid getuig saam dat my sonde is weggewas, my sonde is vergewe. En dit is waarom daar, soos geskryf is, vergifnis is wanneer jy gedoop word. Want dit werk omdat ek alreeds 'n nuwe mens geword het en deur die bloed versoen is. Nou werk my doop ook dat daar vergifnis, dit meen as 'n getuienis, daar is vergifnis vir my sonde en daar is wegwassing van die sonde as ek my laat doop. Dit is daar, dis die proses waardeur ons gaan. Maar ek kan my nie laat doop, net laat doop en nou word my sonde weggeneem nie. Nee, die bloed alleen kan dit doen. Dit is waarom ek eers vernuwe moet word deur die kruisdood van die Here Jesus, voordat ek my laat doop. Want ek met die ou mens, wat nou eintlik niks meer werd is nie, want hy is eintlik nou dood. Ek moet hom kruisig en ek moet hom doodmaak aan die kruis en ek moet hom begrawe en dan sal ek saam met Jesus opstaan in 'n nuwe lewe. Ek wil net sê, by die Here Jesus begin dit by die nuwe lewe, voor hy gedoop is. By ons begin dit ook by die nuwe lewe, voordat ons gedoop kan word. Halleluja. Dit meen Christus wat alles in hom gehad het, die bloed wat ons kan verlos ensovoorts. Hy het dit gehad voordat hy hom laat doop. So ons moet dit eers verkry voordat ons gedoop kan word. Maar is tyd dat hulle die bloed by die altare weer kry. Weer die altare sal herstel. Dis nie sienlike goed nie. Maar 'n broer om daarvoor in die kerk uit te roep, Here, wees my sondaar genadig. Dis die altare daai. Halleluja. Dis waar die bloed is. Maar wat saai die predikers? Wat besprinkel hulle vandag oor die volk, oor die altaar? Wat besprinkel hulle? Hulle eie idees, valshede, leuns. En hulle bly weg. Dis al verskil tussen die Katolieke kerk en die Pinksterkerk. Die Katolieke kerk besprinkel die mense.
babetjies, dan sal hulle nou gedoop. Ons onderdompel hulle, maar is presies dieselfde, want dis al wat ons nou gebruik, en dit is, want daai babetjie, daai kind van 2 jaar wat gesond geword het, nou, die doop het hom gered van siekte. Die doop het hom nou gered van alles. En nou kom die Pinksterkerk en hulle bring dieselfde ding in. Pinksterbewegings reg oor die wêreld. Bring dieselfde. Hy wat glo na doop sal gered word. Klaar. Ek meen, die bloed is uit. Die bloed is nie nodig nie. Ek wil nou vandag vir jou sê, as jy nie eers vernuwe is deur die bloed nie, 'n nuwe mens geword het deur die bloed van Jesus. Ek wil nie praat van vernuwing nie. 'n nuwe mens geword het in totaliteit. Nee. Dat jou hele liggaam nuut geword het. Jou vlees, bloed, siel, gees en die lewe. Alles nuut geword. Halleluja. Kan jy jou nie laat doop nie? Want as jy jou laat doop, dan gaan jy as 'n dooie in, en jy staan, ek wil amper sê, iemand het eendag baie mooi gesê, dis 'n klomp drywende linke. Dit meen, nou dryf jy op die water, soos in die dae van Noag, hulle het op die water eers gedryf. Halleluja. Ek wil vir jou sê, as jy glo en jou laat doop, en jy sal gered word, as jy dit glo, dit is jou redding, dan is jy 'n drywende lijk. Halleluja. En dan sê die Here Jesus in sy woord, ook dit baie mooi, ek wil net gou hierso, die Christus het die gemeente deur sy eie bloed verkry. Die verlossing is in sy bloed. Ons het naby gekom deur die bloed. En so kan dit aangaan. Halleluja. En verlossing in die bloed, versoen deur die bloed van die kruis. Hy het vlees en bloed deuragtig geword, maar hy het met sy eie bloed. Hoeveel te meer sal die bloed van Jesus ons reinig, ons gewete reinig, ons skoon maak, voordat ek gedoop word. Die bloed van die Nuwe Testament of van die Ewige Testament is op ons verorden. Wanneer? Voordat ek gedoop word. Die bloed van besprinkeling, voordat ek gedoop word. Sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Dit is, ek moet vergifnis kry. Wanneer? Voordat ek gedoop word. En dan kan ons met vrymoedig in die heiligdom ingaan deur die bloed van Jesus. Halleluja. Die bloed van die Nuwe Testament waardeur ons geheilig is. Die mense ag dit nie meer nie. Bloed van besprinkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Wat het die hoëpriester gedoen? Hy het die bloed in die heiligdom ingedra. En weet jy wat vir my mooi is nie? Dat die Here Jesus nadat hy opgestaan het, sê vir Maria Magdalena, moenie aan my raak nie, want ek was nog nie by julle Vader en my Vader nie, en nog nie by julle God en by my God nie. Die voorhangs het klaar geskeur. Nou kom die Here Jesus as hoëpriester en hy dra sy bloed in die heiligdom in. Halleluja. Alles is klaar gedoen. Prys die Here. Halleluja. En die Here Jesus kon alleen ons heilig deur sy eie bloed. En die Vader het hom uit die dode gebring deur die bloed van die Ewige Testament. Halleluja. Hy praat van die kosbare bloed van die lam, soos 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Halleluja. Dit is die Here Jesus. Ons het met gemeenskap met mekaar hê, hoe? En deur die bloed van Jesus Christus sy seun reinig hy ons van alle sondes. Hy het deur die water en bloed gekom. Bloed, water, die gees is eenstemmig. Hy sê, u is geslag en het ons van God met die bloed gekoop uit elke stam, volk, nasie en taal. Ek wil net jy moet oplet. Nie een keer praat hy van die doop nie. En hulle het hulle klere wit gewas en rein gemaak in die bloed van die lam. Hoekom praat hy nie van die doop nie? En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Hoekom praat hy nie van die doop nie? En hy
was met 'n kleed bekleed wat in bloed gedoop was. Waarom praat die Here hier nie van die doop nie? En sy naam is die woord van God. Halleluja. Nou, die siele wat gered moet word. Die Here, Dawid vra dit hoeveel keer? Halleluja. En hy sê, Here, red my siel. Here, verkoop my siel. Here, bewaar en red my siel. Laat my siel uit die doodryk opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in 'n kuil neerdaal, uit die doodryk. En ons weet, toe Christus afgedaal het na die gevangenis, na die doodryk, het hy die siele, Dawid was een van hulle, wat die Here uit daardie dood uitgehaal het. Deur wat? Deur die bloed. Hy sê, maar God sal my siel loskoop van die mag van die doodryk, want hy sal my opneem. Hoe koop hy my los, my siel los uit die mag van die doodryk? Deur sy bloed. Dis waarom die Here moes afdaal na die gevangenis, die doodryk. Hy sê, ag Here, red my siel. Jou siel sal hy bewaar. My uitverkoreheid, hoor hierso. Hierdie is vir my baie mooi. Jesaja 42 vers 1. Daar is my knegt wat ek ondersteun. Die Vader praat van sy seun as sy knegt. Hy sê, my uitverkorene, in wie my siel 'n welbehaag. Hier is 'n baie interessante ding. Die Vader sê, my siel het 'n welbehaag in my seun. So waar kom die siel van die mens vandaan? Van God af, want hy het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis. En toe Christus aarde toe kom, wat het hy in hom? 'n siel. Halleluja. Maar dis 'n lewende siel, dis waarom die Here sy asem in Adam ingeblaas het. Hy het sy siel as 'n skuldoffer aangebied. Hy sê, en julle siele kan lewe, luister net na my. Wat sal die mens losprys gee vir sy siel? Want ek dink na die ryk man en Lazarus, of die ryk man wat uitgeroep, ek het soveel by mekaar gemaak, sê die Here in die woord, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. Wie? Die doodryk en die dood. Halleluja. Adam is 'n lewende siel, Christus die laaste Adam is 'n lewendmakende gees. Hy maak alles lewe. Hierdie lewe wat ons nou van die Here ontvang, is ewige lewe. Dat ons siele vir ewig kan lewe. En dat die bloed vir ewig sal wees. En dat die gees vir ewig sal wees. Dat die liggaam vir ewig. Dis so wonderlik. Die vlees, alles vir ewig kan wees as gevolg van die bloed van die kruis. Dat het niks met die doop te doen nie. Doop kom eens agterna. Halleluja. Prys die Here. Daarom sê hy, ons sal tot die binneste, ons sal tot binne in die voorhangsel, agter die voorhangsel heen gaan. Die Here sal ons siele red, en dan praat die lewe, want ek net iets lees hier so wat baie interessant. Ek meen die Here het in die neus van Adam asem van die lewe geblaas. Halleluja. Maar ek kan hier so amper sê, suurstof ook. Asem van die lewe, dit meen, die bloed het suurstof om van te lewe, en die lewe wat die Here aan ons bloed gee, is sy asem. Ons het natuurlike suurstof ook nodig, maar weet jy wat, die Here die mens klaar al begin voorberei toe hy die mens gemaak het, sy asem ingeblaas, halleluja, sodat die mens ook asemhaling kan hê, sodat ons het nou vlees, maar in ons gees, in die nuwe mens, sy asemhaling is die asem van God. Halleluja. Die mens het 'n lewende siel geword. Hy sê, u sal my die pad van die lewe bekend maak. Die lewe het hy van u begeer, en u het dit aan hom gegee. Want u is die fontein van lewe. In u lig sien ons die lig. So kan dit aangaan. Want die lewe is alleen in Christus te kry. Want hy het alles gehad. Wil dit weer sê. Hy het 'n liggaam gehad, vlees. Hy het bloed gehad, hy het lewe gehad, hy het 'n siel gehad en gees gehad. Halleluja. Die volheid van dit wat ons nodig het. En die Vader getuig en hy sê dat
die lewe is in sy seun, en ons het sy seun. En wat interessant is, die lewe was in die seun nog voordat hy hom laat doop. Die volle lewe. Dan praat hy van die gees van Christus, en dit is vir my baie interessant. Hy sê, as iemand die gees van Christus nie het, die behoort aan die Here, nie aan die Here nie. Dit meen, my gees, ek wil nie sê word vervang nie, maar my gees word nuut gemaak, vir 'n nuwe mens, deur die bloed van Jesus, sodat ek die gees van Christus kan hê. Halleluja. Want die Here het die gees in ons binneste. So, en dan kom hy natuurlik, hy sê, want u is my lam. Dit is nou in 2 Samuel 22 vers 29. En die Here laat my duisternis opklaar. Maar hier is 'n interessante ding. Hy sê in 1 Konings 15 vers 4, maar ter wille van Dawid het die Here sy God vir hom 'n lamp in Jerusalem gegee. Jy moet nou baie mooi luister, 'n lamp in Jerusalem. Dit meen, jou seuns na jou sal ook 'n lamp wees. Want hy sê op een plek, hy sê, want die siel, die gees van die mense is 'n lamp van die Here. Dit meen, die gees van Christus is 'n lamp. Want hy sê, die stad het die lig nie nodig gehad nie. Hy sê, want die lam, Christus die lam, is die lamp van die stad. Dit meen, God gee in die nuwe Jerusalem 'n lamp, en hierdie lamp is sy seun. In die aardse Jerusalem gee God ook 'n lamp, en hierdie lamp is Dawid. En sy seuns wat na hom kom, sal die lampe in Jerusalem wees. Halleluja. Ek kan nie glo dat mense hierdie goed nie raak sien. Hy sê, want u laat my lamp skyn. Die lig van die regverdige brand vrolik. Hy sê, Spreuke 20 vers 27, die gees van die mense is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. Halleluja. Hy was 'n lamp wat brand en skyn. En julle was gewillig om vir julle 'n tydjie in sy lig te verbly. Dis alles so wonderlik. Dis die gees wat 'n lamp is. En hier is die ding. Omdat Christus die lamp is, en ons deur sy bloed, waarin die lewe is, tot 'n nuwe skepsel geskape is. Nou kan ons ligte in die wêreld wees, want hy is die lamp van God. Want hy het 'n siel en 'n gees, alles in hom gehad, en sy gees was ook 'n lamp van God, wat die Here na die wêreld gestuur het as 'n lig. En nadat ons deur die bloed gekom het en 'n nuwe mens geword, in al 5 dele, nou is ons ook 'n lig, 'n lamp in hierdie wêreld. Halleluja, prys die Here. Nou, ek wil dit weer sê, alles is in een liggaam. En die Here sê vir Adam, ek wil dit graag lees. Hy sê, Genesis 15 vers 4, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam wees, maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daar's 2 volke by Abraham, maar net die een is erfgenaam. Waarom? 2 het uit dieselfde liggaam gekom. Halleluja. Maar net een, en nou uit Isak is die nageslag. Waarom? Want dis die erfgenaam. Dis die geslag wat God gesoek het. Halleluja. Prys die Here. Maar dit kom alles uit Abraham se liggaam na vore. Want Abraham het al hierdie 5 dele gehad. Daarom sê hy hierdie woorde, met dit sluit ek af. Efesiërs 2 vers 15. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap nuut gemaak het, naamlik die wet met sy gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy vrede kon maak, en die 2 in homself, een nuwe mens. Wie is die 2? Dis die Israeliet en die heiden, het die Here in homself aan die kruis een nuwe mens geskep. So of jy nou 'n Israeliet is, en of jy 'n heiden is, jy kan jou nie laat doop, voordat jy nie 'n nuwe mens geword het deur die bloed van Jesus nie. En ons moet ons bekleed met hierdie nuwe mens. Halleluja. Prys die Here. Die woord sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Halleluja. Prys die Here.
Ek wil net dit vandag vir u sê. Onthou net, alles is in een liggaam. En nou, ons as liggaam, wat alles, dit meen, die lewe van Christus het, die bloed van Christus het, ek wil amper sê, die siel van Christus, maar ons kan nie sy siel hê nie, nou, en sy gees het, sy vlees het, sy alles het, ons wat het deelagtig geword. Dis, nou ons is die innerlike mens, die nuwe mens. Prys die Here. En wat hier gebeur, dat ons moet die bediening van versoening doen. Soos die woord van die Here. En wanneer ons gaan kyk na dit alles, innerlike mens, dan moet ons net een ding onthou. En dit is dat hierdie innerlike mens moet dag vir dag vernuwe word. En hoe word hy vernuwe? Deur die Heilige Gees, deur die bloed, deur die lewe van Christus. Alles wat in my is, vernuwe my dag vir dag, maar alles werk altyd in en deur die bloed. Halleluja. En hy gee vir ons die bediening van versoening. So, my broer en my suster, daarom is dit so belangrik om te weet, Christus het vlees en bloed deelagtig geword, sodat hy sy bloed vir ons kan uitstort. Tot vergifnis, reiniging, vrymaking, alles. En dit het gebeur. There is a fountain filled with blood. Ek wil, hierdie woorde was in my hoofd baie mooi toe ek het gehoor het. Hy sê, die lied sê, his royal blood now flows in my veins. Oh yes, I'm a child of a king. So wat vloei deur my? Sy bloed. En hoor wat ek vandag vir jou sê, die doop kan dit nie doen nie, jy moet gedoop word. Maar kom by die altaar, by die bloed uit. Sodat jy soos Christus kan wees. Dan kan jy jou laat doop. Halleluja. Prys die Here, onthou dit, daar's baie verse. Ek kan nie alles noem nie, want dit sal ons lang besig hou, maar daar's baie versies in die woord van die Here. Jy kan net gaan naslaan en kyk, halleluja, en jy sal dit sien. Dis net die bloed wat die werk doen. Vader, ons wil baie, baie dankie sê vir u seun wat sy bloed uitgestort. Vir elke mens. Halleluja. Tot vergifnis, redding, vrymaking van sonde ensovoorts. Sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. En 'n nuwe skepsel kan word deur u bloed. Baie dankie daarvoor. In Jesus mooi naam ons prys. Amen en amen.